'n baie belangrike aspek van ons menslike verhoudings is dat ons eensgesind sal wees. Dat ons saam sal dink en in 'n groot mate eenders sal dink. Dit beteken nie dat ons bloot net marionette van mekaar sal wees of net spieelbeelde van mekaar nie, maar dat ons in verhouding tot mekaar eensgesind kan wees, al sou ons verskil. Maar kom ek lees 1 Korintiërs 1 vers 10. Paulus sê, ek doen 'n beroep op julle almal. Nou die vertaling sluit in broers en ek glo dat susters is hierby ingesluit. Hy sê, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Nou hier is 'n paar baie belangrike dinge wat sekerlik meer aandag verg as net hierdie paar minute wat ons nou gaan gesels. Maar die sleutel is eensgesindheid. En hierdie eensgesindheid kom uit oortuiging, dit kom uit dieselfde gesindheid. En om dit te bereik, moet ons mekaar seker ken en in gesprek wees met mekaar. As ons dieselfde oortuigings het, dan kan ons soveel makliker eensgesind wees. En oortuigings beteken nie dat almal dieselfde woorde moet sê en dieselfde uitgangspunt op alles moet hê nie, maar dat daar 'n basis is, 'n soliede ondertoon in ons verhouding. En wanneer ons dan nie heeltemal saamstem oor hoe dit in die praktyk gaan gebeur nie, beteken dit nie dat ons nie eensgesind sal wees nie, maar te midde van ons verskil kan ons eensgesind vorentoe beweeg. En dit is tog die doel van hierdie eensgesindheid, dat daar vordering sal wees, dat ons mekaar sal waardeer en dat daar onderling goeie dinge tussen ons sal gebeur. Ons kan almal hou van vleisbraai, maar dit beteken nie almal sê dit moet steak wees nie. Beteken ook nie dit moet net wors wees nie. Ons kan eensgesind wees, dieselfde oortuiging hê dat dit goed is om te braai, maar ons kan verskillende dinge op die vuur sit. En so werk dit werklik tussen ons op ander gebiede ook. Kom ons sien mekaar raak en ons bou 'n gees van eensgesindheid, veral tussen ons as Christene. Dit moet 'n voorbeeld wees vir die wêreld daar buite. Loop mooi.